2 Timoteus hoofstuk 4 is vanmôre ons skriflesing vir die dag, een van die paar skriflesings wat daar vir die dag is, 2 Timoteus 4 verse 6 tot by vers 8. Ek gaan net hierdie paar verse lees, eintlik is deel van hierdie skriflesing ook vers 16 tot 18. Maar voordat ek nou lees, as ons nou gaan lees vanmôre, dan sal ons sien dat uit hierdie skrifgedeelte uit dit baie duidelik is dat Paulus weet dat sy dood naby is. Maar nêrens in die Bybel, behalwe nou dit wat Paulus hier in 2 Timoteus 4 sê, dat hy weet sy dood is naby, lees ons ergens in die Bybel op watter manier Paulus op die ou end gesterwe het, die manier waarop hy dood is. Nêrens word dit gesê nie. Maar daar is verskillende buitebybelse bronne. Die Bybel is nou ons bron, wat ons glo is God, soos laas Sondag se boodskap ook, dis God se geopenbaarde woord aan ons. Dit is die boek waardeur God homself aan ons bekendstel en homself aan ons openbaar. Maar daar is ook buitebybelse bronne, wat in die geskiedenis van die kerk erken word ook as gesaghebbende bronne. Dit is geskiedskrywers wat deur die tye ook aangeteken het dit wat in die geskiedenis van daardie tyd dan ook in die kerk gebeur het. En so bestaan daar buitebybelse bronne dan nou wat vir ons 'n aanduiding gee dat Paulus se dood op die ou end nie 'n baie aangename dood was nie. Eusebius van Caesarea was 'n geskiedskrywer gewees wat in die 4de eeu na Jesus gelewe het, en hoe hy die geskiedenis nagevors het van die vorige 3 eeue, het hom op die ou end tot die slotsom gebring om te sê, dit is wat hy navors in die geskiedenis, dat Paulus het onder die wrede Romeinse keiser Nero, is hy onthoof. Nou, Nero is bekend gewees vir sy wreedheid teenoor die Christene, onder andere dat hy by geleentheid Christene aan pale in sy tuin laat vasmaak het en teer oor hulle uitgegooi het en hulle aan die brand gesteek het terwyl hy en sy vriende en mense partytjie hou daar in die tuin terwyl die Christene besig is om dood te brand. 'n baie wrede mens. En volgens Eusebius dan uit sy navorsing sê Paulus is onthoof in Rome kort nadat Nero aan bewind gekom het in Rome. Dit was hier so in die 60er jare na Christus gewees. En dit was ongeveer dieselfde tyd wat Petrus ook gekruisig is. Nou Petrus, van hom word daar weer gesê, en ons ken dit al, dat Petrus op die ou end onderste bo gekruisig is. Hy wou nie soos Jesus aan die kruis hang nie, maar hy's onderste bo gekruisig. Nou hoekom hy gekruisig is en Paulus dan onthoof is doodgewoon vanweë die feit dat Paulus was 'n Romeinse burger gewees. En omdat die kruis die wreedste manier van doodmaak is wat daai tyd wat hulle kon vind, en die lyding wat iemand aan 'n kruis sou deurmaak vir 'n dag of 2 of 3, wat hy daar hang en sterwe, het die Romeine gevoel, hulle wil nie dit aan 'n eie burger doen nie. So 'n burger van die land wat dan nou ook doodgemaak moes word, is eintlik dan nou begenadig deur 'n baie vinniger en maklike dood, en dit is deur sy kop af te kap met 'n swaard. Nou, die volgende geskiedskrywer Tertullianus het so bietjie nader aan die tyd gelewe toe van Paulus se hierwees op aarde, ongeveer in die 200s in die 2de eeu na Christus, en hy het ook aangeteken dat Nero die eerste keiser was wat die bloed van Christene laat vloei het. En dan maak hy melding in hierdie geskiedskrywing van hom dat daar en onder hierdie Christene wie se bloed gevloei het onder Nero was Paulus, het ook Paulus se bloed in Rome gevloei. En dan is daar een wat omtrent in Paulus se min of meer baie kort na Paulus se dood geleef het, omtrent so 30 jaar nadat Paulus doodgemaak is, so hy het die vars geskiedenis gehad, soos wat dit daai tyd oorgedra is, en hy maak melding in sy geskiedskrywing dat Paulus het sy getuienis afgelê voor die owerhede en is so weggevoer uit die wêreld.
Nou, die weggevoer uit die wêreld beteken natuurlik dat Paulus is doodgemaak nadat hy sy getuienis afgelewer het teenoor die owerhede, teenoor wie ook al die regter teenoor hom was, in Rome waar Paulus tereggestaan het op sekere aanklagte. Ons sien hier dat die geskiedskrywer Clemens maak nie eintlik iets daarvan van die feit dat Paulus nou met 'n swaard onthoof is of wat nie. En ons vind dit in die Bybel ook, hierdie tendens dat wanneer daar gepraat word van mense wat doodgemaak is, byvoorbeeld ook die apostel Johannes, wat in Jerusalem staan daar net, hy is doodgemaak met die swaard. Die aanvaarde manier is dat as iemand tereggestel is in daardie tyd, en hy is tereggestel met die swaard, beteken dit doodgewoon dat hy onthoof is. En dit is hoe dit nou maar net in daardie tyd gebeur het. So, maar dit word nie in detail vir ons verduidelik nie. Die Bybel gee nie vir ons die detail oor al hierdie dinge van die dood nie, behalwe nou Stefanus wat met klippe doodgegooi is. Maar dis ook al wat eintlik gesê word. So die klem lê nie op die pynlike dood of wat ook al van die persoon nie. Die klem lê op God en dit wat God in en deur hierdie mens gedoen het, nie op die wreedheid as sulks van die dood nie. Nou goed, kom ons, voordat ons lees, vra ons net die Here seën. Hemelse Vader, Here, ons wil graag vra dat U deur U genade aan die woord sal kom. Ja, Here, dat die woord wat vanmôre na ons toe kom en deur 'n mensekind aan ons oorgedra word, Here, dat deur die kragtige werking van U Gees, dit U woord sal wees wat met elkeen van ons praat. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees saam, want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Staan uit, Paulus sê die tyd van sy dood is naby, en dan praat hy daarvan dat na die dood, die oorwinningskrans van geregtigheid op die ou end aan hom gegee sal word. Nou, Paulus skryf hierdie woorde, broers en susters, op 'n tydstip in sy lewe waar hy in gevangenskap is in Rome. Nou, ons lees in van Paulus se briewe dat hy aanvanklik 'n gevangenes was, maar dat hy praat daarvan dat hy weer ook van die gemeente sou besoek en dat hy op die ou end later uit die gevangenis in huisarrest geplaas is saam met 'n soldaat. Met ander woorde, Paulus het dit op by daardie gevangenskap vir hom in 'n sekere sin maklik gehad, in aanhalingstekens, in die sin dat hy dan nou ergens in 'n huis gevange geneem is en 'n soldaat het hom daar opgepas en ander mense kon hom besoek daar in die huis en by hom besoek aflê terwyl hy dan nou daar in gevangenskap was. En na alle waarskynlikheid is Paulus daarna weer vrygelaat en het hy vir 'n paar jaar die geleentheid gehad om weer rond te beweeg. En nou is dit vermoedelik so dat toe Nero weer aan bewind gekom het, Paulus is 2 jaar later doodgemaak nadat Nero aan bewind gekom het, dat dit moontlik Nero kan wees wat weer vir Paulus laat arresteer het en vir hom weer in die gevangenis gegooi het. Nou, hierdie tronk waarin Paulus toe op die ou end beland het, moet ons nou weet, dit is nou alles glad nie so lekker gewees as wat dit nou in 'n huis was nie, in die huis was nie. En hier waar Paulus nou in die tronk sit, is hy baie bewus daarvan om te sê dat sy dood naby is, dat dit enige tyd met hom kan plaasvind. En nou, Paulus praat nie daaroor nie, maar as 'n gevangene wat daar in die selle gesit het in Rome, het hy na alle waarskynlikheid mos nou baie goed geweet. Hoe gebeur dit nou as iemand doodgemaak word? En wat gebeur wanneer 'n Romeinse burger op die ou end tereggestel word? Daar's nie 'n vreeslike verskeidenheid van keuses hoe om doodgemaak te word nie. Dit sou eenvoudig beteken het en hy sou dit geweet het dat hy op die ou end onthoof sal word. Nou, en hy het ook geweet, nou is daar nie meer 'n geleentheid dat hy weer vrygelaat gaan word nie. En hy's baie bewus daarvan dat
in 'n sekere sin is dit nou die einde van die pad vir hom. En wanneer hy vir Timoteus skrywe, dan skryf hy as dit ware, kan ons maar sê, sy testament, sy nalatenskap vir Timoteus. In 'n sekere sin sy laaste woorde wat hy aan Timoteus oordra. Ons sien dat dit afskeidswoorde is, maar dat saam met die afskeid daar terselfdertyd ook vir Paulus 'n hoop daarmee saamgaan. Dat hy iets het waarmee hy ook na vooruit kyk. Nie net die dood nie, maar dit wat uiteindelik ook na die dood kom. Nou, die dood, en ek het dit al by verskeie geleenthede gesê, die dood is 'n gelykmaker. Die dood maak alles gelyk. Ons is 'n klomp verskillende mense vanmôre hier by mekaar. Verskillende geaardhede, verskillende bloedgroepe, verskillende temperamente, verskillende maniere van emosies ervaar of wat ook al. Ons verskil almal baie letterlik van mekaar. Daar's een ding wat maak dat ons almal presies dieselfde is. Daar is geen verskil nie. Absoluut geen verskil nie. Daar's nie 'n rangorde van dat jy bietjie belangriker is of dat jy bietjie minder is en dat jy gering geag word of wat ook al nie. Die dood is 'n gelykmaker. Die dood is iets wat vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit voor die deur lê. Deur die Here se genade weet ons nou nie presies wanneer daardie dag kom nie, want ek dink nogal dit kon 'n hele klomp goeters in ons lewe veroorsaak het. En selfs ons wat baie keer by 'n sterfbed van iemand staan en verwag dat daardie persoon nou moet sterwe en te sterwe kom, baie keer is dit so dat ons op die ou end, wanneer die dood intree, is dit nog steeds half 'n verrassing. Ons het gedink dit sou gister wees, maar dit was nie gister nie. Ons gedink dit sal môre wees en op die ou end is dit nie môre nie. Die dood is daardie onverwagse ding wat enige tyd in enige mens se lewe gebeur. En baie keer dan is dit die iets in ons lewens wat ons baie keer uit ons gedagtes uit wil wegskuif. Ons praat nie maklik daaroor met mekaar nie. Ons wil nie baie maklik daaroor dink, oor hoe gaan ek nou doodgaan? Gaan dit oombliklik wees, in 'n kop-aan-kop botsing? Gaan dit wees deur 'n siekbed? Gaan dit wees onverwags deur 'n hartaanval? Gaan dit wees dat ek dalk vir 'n kort tydjie pyn gaan belewe en dan is dit verby in 'n sekere sin, soos ons nou maar praat hier op aarde? Of gaan dit 'n lang uitgerekte storie wees? Gaan ek dalk 'n beroerte kry en vir jare lê op die ou end half hulpeloos, soos wat ons mense sien wat in die ouete huise lê vir jare lank voordat hulle op die ou end te sterwe kom? Ons wil nie daaroor dink nie. Ons wil dit uit ons gedagtes uitweer, want dit is vir ons in 'n sekere sin 'n angswekkende gedagte om te dink, ook ek. Ons het al van soveel mense afskeid geneem, ook in die 2 jaar wat ek nou maar die paadjie saam met u loop, ook hier in die gemeente. Onverwags wat iemand te sterwe kom, wat ons afskeid geneem het. Dit kon ook jy gewees het. Dit kan ook ek wees. Kan die laaste Sondag wees wat ek hier staan. Daar's baie predikante wat op die kansel aan 'n hartaanval sterf. Dis moontlik dat ek nie hierdie diens gaan klaarmaak nie. Dis moontlik dat ook jy nie vanaand gaan TV kyk nie. Of dalk nog 'n baie lang pad voor jou het om te loop. So dit is ons werklikheid. Paulus praat daarvan dat die vyand, dat die dood is die laaste vyand wat ons het. Want kyk, die dood kom nie in die eerste plek van God af nie. Die dood kom van Genesis 3 af, van Adam en Eva wat in sonde geval het. Die dood is die gevolg van die sonde voor God, die rebellie van Adam en Eva teenoor God, dat hulle self God wou wees. En daarom is die dood deel van die gebrokenheid van hierdie aardse lewe waarbinne ons onsself bevind. Paulus en elke gelowige egter, en dis die boodskap van hoop wat daar is vir ons as gelowiges, vir ons is hierdie vyand wat ons het, wat 'n vernietiger is op die ou end, die dood, is hierdie vyand 'n vyand wat oorwin is.
Jesus het iets aan die dood kom doen. Jesus het letterlik deur sy opstanding uit die dood, het hy die dood kom doodmaak. Is die leeu in 'n sekere sin soos 'n haspek leeu, wat jou kan platdruk, en op die ou en net vir jou kan lek, en nie vir jou byt nie. Jesus het die angel van die dood, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, het hy kom verwyder. Die vraag is nou net vir my, en dit is die ding wat vir my vanmôre belangrik is, ons wat lewe in die skaduwee van die dood, hierdie skaduwee wat oor ons almal val, van ons komende dood. Die vraag is net vanmôre, die feit dat Jesus die dood vir ons oorwin het, wat doen dit in jou lewe? Bring dit 'n stuk verandering in jou lewe in? Of is dit jou belewennisse rondom die dood en rondom die denke van jou eie komende dood? Is dit maar dieselfde hoe ander mense wat nie vir Jesus ken nie, hoe hulle daaroor dink? Bang, onseker, iets wat ek van my af wil weer, iets wat ek gedurig deur maar bid vir die Here. Ag Here, help my tog maar net dat ek so lank as moontlik gesond kan bly. Help my net dat ek so lank as moontlik kan bly lewe. Want daai dood is 'n verskriklike ding wat vir my voorlê. So die vraag is vanmôre, as ons dan nou bely dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en as ons bely elke baie Sondag, ek glo in die ewige lewe, maak dit 'n verskil aan my wanneer ek staan by die graf van iemand wie ek baie lief voor was hier op aarde. Hoe dink jy wanneer jy dink aan jou broer of jou suster of jou pa of jou ma of 'n kind van jou wat oorlede is, maar wat die Here Jesus in hierdie lewe geken het? Hoe dink jy aan daardie persoon? Dink jy aan daardie persoon as dood? Dis verby, dis vir altyd verby, daar's hierdie leemte, daar's hierdie ding wat gebeur het, daar kon nie 'n groter ramp wees as wat gebeur het, as wat daardie persoon te sterwe sou kom nie. Of sien jy, daardie een wat aan Jesus behoort het, nou in die teenwoordigheid van God. Lewend, lewendig. Ek dink baie keer staan ons by die graf. Baie keer treur ons vir iemand wat vir ons vooruit gegaan het op so 'n manier soos die ongelowiges. Asof dit die dood 'n hele hopelose spil is. Asof dit op die ou end nou alles kom vernietig het. Al die vreugde, al die liefde, alles is net eenvoudig, is daarmee heen. Natuurlik is dit so, dat die feit dat iemand wat in Jesus geglo het hier op aarde, en in teenwoordigheid van die Here in die hemel is die Bybel baie duidelik daaroor, dat daardie persoon, terwyl hy of sy nou lewe, nie insien in hierdie wêreld. Nie soos wat baie keer op begrafnisbriefies se goed staan, ja, jy sal van bo af sal jy op ons kyk en ons sal altyd bewus wees van jou teenwoordigheid by ons. Daardie persoon is nie meer by jou teenwoordig nie. Hy woon, soos wat Paulus op 'n ander plek sê, hy woon uit by ons, maar hy woon in by Christus. Dis iemand wat verhuis het en nie meer hier by jou is nie, en volgens wat ons uit die skrif uit verstaan, kan daardie persoon ook nie sien dit wat hier met jou gebeur nie. Kan 'n mens hemelse vreugde belewe en jy sien hoe jou vrou of jou man wat oorgebly het, of jou ouer of 'n broer of 'n suster of 'n vriend of wat ook al, so iemand nou maar nog deur die pyne en die skete van hierdie aardse lewe gaan en die swaar kry van hierdie aardse lewe. Nee, hulle weet nie daarvan nie, maar hulle lewe by God en hulle lewe by Christus in die hemel volgens die Bybel. Paulus het 'n baie spesifieke perspektief op die dood. En dit is my gebed vanmôre, dat ons ook wanneer ons hier uitgaan, dat ons ook daardie ligter perspektief sal hê op die dood. Dat daar nie hierdie angs en hierdie onsekerheid sal wees, en dat ons die dood gedurig deur net so ver as moontlik van ons af wil wegskuif nie. Paulus sê, hy sê, ek word as 'n drankoffer word ek uitgegiet. Ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood
is naby. Nou, die gebruik in die tyd van die offers in die Ou Testament, en dit is waar Paulus hierdie beeld vandaan kry, dat hy sê, hy is 'n drankoffer wat uitgegiet word, en dit was dit gewees dat as jy jou groot offer vir die Here gebring het, 'n offer vir versoening, of 'n offer om vir die Here dankie te sê, waar jy die offer op die altaar, die bees of die skaap, of wat ook al verbrand het, of selfs net die 2 duifies verbrand het, dan is daar, die drankoffer is iets wat agterna uitgegooi is. Dit was gewoonlik wyn gewees, wat op hierdie offer wat nou verbrand het, uitgebrand is daardie wyn daaroor uitgegooi. Dit is as dit ware om te sê, die offer dis nou klaar. Die offer is nou afgehandel. So, dit is nie regtig 'n offer in die sin van dat hierdie offer nou deur daardie verbranding ensovoorts gaan nie. Maar dit is om te sê, die offer is verseël, dit is nou afgehandel. En so sien Paulus dan op die oomblik ook sy lewe. Hy sê, my lewe is soos 'n drankoffer wat uitgegiet word. Die lewe is nou voltooi. My aardse tyd is nou afgehandel. Ek word nou uitgegiet as 'n dankoffer. So my dood is eintlik net 'n drankoffer. Die dood is net om te sê, hierdie aardse lewe is nou afgehandel. Dit is nou verby. En die merkwaardige wat hieruit voortkom uit hierdie woorde van Paulus, wat ons nie moet miskyk nie, is dat hy nie sê, ek gaan my lewe uitgiet as 'n drankoffer voor God, deur my dood nie, maar hy sê, my lewe word reeds as 'n dankoffer uitgegiet. Dit word uitgegiet. My lewe word deur God uitgegiet. My komende dood, waarvan ek nou reeds bewus is, maak my as dit ware bewus daarvan dat ek reeds as dit ware uitgegiet word. Dis die laaste dae van my lewe. Dis die laaste weke of maande van my lewe. Ek weet nie hoe lank dit gaan wees nie. Maar dis nie ek wat dit uitgiet nie. Aan die einde van die dag gaan dit ook nie 'n Romeinse keiser wat die bevel gee dat ek onthoof word, gaan dit nie 'n Romeinse keiser wees wat my dood nie. Dit is in die hand van God. Dis God wat die finale sê het, die finale besluit het oor my lewe. So daarom is dit ook 'n belydenis wat daar van Paulus af uitgaan. Sien Paulus hierdie pad wat hy loop as deel van God se raadsplan. Al kan hy dit nie uitredeneer en al kan hy dit nie verstaan nie, erken hy die hand van God in dit alles. Dit is God wat in beheer is. Dis nie Nero wat in beheer is nie. Vir my as Paulus, hy sou vir homself kon sit en redeneer, ek verstaan nie lekker hoekom die Here nou my tyd laat aanbreek nie. Ek is die groot apostel, ek is die een wat kragtig gebruik word in die hand van die Here. Ek is die een wat baie van die boeke van die Nuwe Testament, sou hy in retrospek kon sê, wat baie van daardie boeke van die Nuwe Testament geskryf is. Ek is op 'n besondere manier deur God gebind. As ek God was, sou ek gegee het dat ek nog 'n hele paar jaar gelewe het, sodat ek vir die koninkryk van God nog baie kon beteken, sodat ek nog baie mense kon begelei en kon help dat hulle tot bekering en tot geloof in Jesus Christus sal kom. So ek verstaan nie lekker wat is God nou besig om te doen. Hoekom is hierdie tyd nou my tyd nie? Paulus worstel nie met daai vrae nie. Daai vrae is vir hom irrelevant. Hy weet sy lewe is in die hand van God. Al is dit dat mense aardse oordeele oor hom uitspreek, dat aardse mense hom ter dood veroordeel, dat aardse mense hom onthoof, speel nie vir hom die leidende rol nie. Dis nie die moontlike moord dat ek vermoor kan word. Dat ek die swaarste manier op die ou end ter sterwe gaan kom. Dit is vir Paulus irrelevant. Wat vir hom belangrik is om te weet, ek is in die hand van God. Maak nie saak nie. Of my kop afgekap gaan word met 'n swaard,
Ek wil nou nie daarop ingaan ter wille van die kinders nie. Maar dit kan nie altyd, dis nie altyd onmiddellik nie. Dit hang af van die vaardigheid van die persoon wat dit doen. Dis nie die beste en die lekkerste manier om te dink, jy gaan nou doodgaan nie. Kom ons los dit daar. Dit raak Paulus nie. Dis nie die wesenlike van sy denke nie. Of hy op die ouend moet doodgaan met 'n beroerte en lank lê in 'n bed, of hy moet doodgaan met die mees pynlike kanker wat daar kan wees. Dit is vir hom, maak nie vir hom saak nie. Hy is in die hand van God. Dit is God wat sy lewe, die drankoffer uitgiet. Dit is God wat sê, dit is nou klaar, hierso is dit nou klaar, en dit is nou verby, en dit is nou die tyd om te gaan. En Paulus kan terugkyk daarop met groot vrede in sy hart. Paulus kyk ook vooruit sonder vrees. Hy sê, nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid, nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Paulus sê, as hierdie aardse lewe nou verby is, dan gebeur daar iets wonderliks. Ek hoop jy hoor dit. Paulus dink nie aan sy dood as die einde nie. Paulus dink aan sy dood as die begin. As ek hierso dood is, dan gaan daar iets begin. Ek gaan die oorwinningskrans van geregtigheid gaan ek kry. Nou geregtigheid beteken dat jou verhouding met God reg is. En ons weet dat Jesus is ons geregtigheid. Met ander woorde, deur sy dood en opstanding het hy dit moontlik gemaak dat ons verhouding met God reggemaak kan wees. So, dit is wat geregtigheid is. Ek en jy in die Here Jesus is ons saak met God reg verklaar. En al doen ons hier op aarde nog sondes, ons is reeds regverdig verklaar deur Jesus se offer aan die kruis en deur sy opstanding. Maar Paulus sê, dis wat nou hier gaan gebeur. Hy sê, as ek nou hier verby is in die lewe, en ek gaan nou dan in die lewe hierna, ontvang ek die oorwinnaarskrans. Nou, die oorwinnaarskrans in die tyd van die Romeine, was hier die laurierkrans wat iemand ontvang het, wat byvoorbeeld ons weet van die marathons wat gehardloop is in daai tyd, het die atleet so 'n krans, gewoonlik 'n blommekrans of een of ander plante of iets wat gevleg is van laurierblare, is daai krans om die persoon se nek gehang om te sê, dis die goue medalje. Jy het dit gedoen, jy het dit gemaak. En nou sê Paulus, hy sê as ek nou uitgaan uit hierdie lewe uit en ek gaan in die lewe hierna in, dan word hierdie krans vir my omgehang om te sê, jou verhouding met God is nou finaal, is dit reg. Dit is volmaak reg. En jy is hier in die teenwoordigheid van die lewende Here Jesus Christus. Die oorwinningskrans, wag, sê Paulus. Hy wag. En dit is iets waarna ek uitsien. Ek gaan nie dan voor 'n aardse regter staan wat my ter dood veroordeel nie, maar ek gaan voor 'n regter staan, 'n regverdige regter, sê Paulus. En hierdie regverdige regter gaan vir my sê, jy is eintlik 'n sondaar en eintlik sou jy verlore gewees het, maar iemand is jou geregtigheid. Iemand het reeds vir jou ingestaan. Al jou sonde, al jou skuld is reeds betaal deur die bloed van Jesus Christus. Jy is volkome regverdig, volkome rein. Al jou sonde is jou kwytgeskeld. En jy het deel aan hierdie lewe nou, waar die trane van die oë volgens Openbaring 7 afgedroog gaan word. Waar daar geen, so sê die Johannes in Openbaring 7, waar daar geen pyn of honger of swaar kry of verdriet meer gaan wees nie. Paulus sê dit wat ek hier verduur, al hierdie ellendige goeters wat ek hier moet deurgaan, wat ek verduur ter wille van die evangelie en die feit dat ek moet sterwe ter wille van die evangelie, op so 'n aaklige manier te sterwe moet kom, nie vanweë siekte of enige natuurlike oorsake nie,
maar deur die wrede ingryping van 'n mens gedood moet word. Hy sê, ek het vrede hiermee. Dis in God se hande. Maar wat ek weet, wat voor lê, ek wag, ek verlang daarna, na hierdie laurierkrans in die teenwoordigheid van God. In Filippense sê Paulus ook, hy sê, eintlik het ek verlange om heen te gaan. Daar het hy al aan die Filippense geskryf. Hy sê, eintlik kan ek maar doodgaan, want hy sê, dit is verreweg die beste. Die beste ding wat met my kan gebeur, sê Paulus, is om dood te gaan. Want dan sal ek wees in die teenwoordigheid, die fisiese teenwoordigheid van die opgestane en die Here wat na die hemel toe opgevaar het. Hy sê, maar, terwille van julle, sal ek nog bly. Want as ek bly in hierdie lewe, dan kan ek die Here nog dien. Ek kan nog vir julle bedien. Ek kan nog iets met julle doen rondom die Here. Paulus gesê, die lewe is vir my Christus en die sterwe is vir my wins. In hierdie lewe, sê Paulus, gaan dit nie daaroor vir my om my huis groter te maak, om 'n beter motor te ry, of om nog 'n klompie goed bymekaar te maak nie, of om seker te maak dat as ek nou eendag so aftree, dat my pensioen sterk genoeg is of wat nie. Dit is ook belangrik, maar Paulus sê die mees belangrike is dat my lewe gefokus sal wees op Christus, dat Jesus elke dag en elke oomblik en elke tree van my lewe die prioriteit en die fokus van my lewe sal wees. En dis wat ek hier doen. Ek is hier tot diens, maar eintlik is dit baie beter om by die Here te wees, om by julle uit te woon en by die Here in te woon. Dietrich Bonhoeffer, ek het al 'n paar keer dit vir u gesê, toe hy die dag daar in die tronk deur die Nazis aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, toe hy daar kom haal is in die sel, en hy het geweet, hy gaan nou opgehang word deur die Nazis, het hy sy vriende gegroet in die tronk, en vir sy grootste vriend in die tronk, het hy gesê, toe hy hom groet, hy sê, dit is die einde nou, dis nou die einde, maar vir my, die begin van die lewe. En ek hoop u sien ietsie raak in die simboliek van die agtergrond op die skerm. Die persoon wat deur die donkerte stap na die lig toe. Dis die einde hier. Maar weet jy wat? Dis die begin. Dis die begin. Dis die begin van vreugde. Ons kan tog so met verlange uitsien na 'n vakansie wat voor lê. Om bietjie op die ander plek te wees, om bietjie by die see te kan wees, ons voete in die branders te kan sit. Ons droom partykeer daaroor, as ek tog net hierdie klomp werke goed kan agterlaat, ek net weer 'n bietjie kan rus en agteroor sit en 'n vleisie rustig kan braai sonder om te weet ek moet môre werk toe gaan of wat ook al die geval moes wees. Ons weet wat beteken dit om uit te sien na iets wat lekker is. En ek dink dit is wat Paulus ook van ons vra. Moenie die gedagte aan jou dood vir my nie. Moenie dit wegskuif nie. Want dit beroof jou van jou vrede. As jy die dood nie deel van jou lewe maak en jy wil dit liewer uit jou gedagtes uit verdring, want jy sien dit as hierdie slegte en die mees aaklige ding wat met jou kan gebeur. Dit vat jou vrede by jou weg. Jou dood dra vrees in by jou. Dit dra onsekerheid in jou hart. En dit is hoekom jy dit wegskuif. Maar eintlik wat dit beteken is dat jy nog nie verstaan wat dit is wat Jesus vir jou gedoen het nie. Jy kan nie jou hande kry in die geloof rondom dit wat Jesus reeds vir jou gedoen het nie. Dat hy die aakligheid van die dood reeds vir jou gedra het. Dat daar 'n ewige heerlikheid vir jou voorlê, dat daar 'n laurierkrans op jou wag, dat daar 'n vreugde op jou wag, dat daar nie trane of swaar kry of verdriet of honger of wat ook al op jou wag.
As jy daaraan dink, en jy sien dit binne die perspektief van die Bybel en van die woord, dan sal jy binne in jou vrede hê. Natuurlik, as jy uitgaan, kan jy miskien bang wees, iemand doen iets aan jou. Dis 'n doodnatuurlike menslike reaksie. Maar uiteindelik kan jy ook uitgaan met die wete, al doen iemand nou ook vanaand iets aan my. Ek weet presies wat volgende gaan gebeur. Ek weet dat wanneer ek my laaste asemteug hierso uitblaas, gaan ek my eerste asemteug in die teenwoordigheid van die Here inasem. In die lewe. Dis nie 'n afknip nie. 'n Draad wat afgeknip word nie. Dit is 'n oorstap. Dis 'n uitstap hier en 'n instap aan daardie kant. Dis nie 'n muur waarteen jy jou vasloop in die dood nie. Dis 'n hekkie wat oopgemaak word, waar jy instap en dit word weer agter jou toegemaak. Moenie die daggedagtes aan die dood verby nie. Leef as iemand wat reeds aan die ander kant hoort. Leef soos iemand wat 'n vakansiehuis het, waarin jy weet een van die dae gaan jy nou na jou vakansiehuis toe. Jy sien daarna uit. Jy weet die huis is daar. Jy weet dis jou huis. Dit behoort aan jou. Jy weet daar bly nie ander mense in daai huis nie. Jy gaan self daarin bly. En jy sien uit daarna. Sien uit. Ook na die dood. Nie as 'n ontvlugting van al die pyn en die ellende hierson, maar omdat jy daardie sekerheid het van presies wat gebeur wanneer jy op hierdie lewe te sterwe kom. Leef nou soos iemand wat reeds aan die ander kant behoort. Vreesloos, met vrede in jou hart. En sien uit na daardie dag wanneer die Here Jesus weer gaan kom en finaal ook die oordeel van God gaan plaasvind. Die oordeel wat vir ons wat in hom glo reeds afgehandel is. Paulus sê, nou wag die oorwinningskraas. Nou sê vir Timoteus, nie net vir my nie, maar ook vir julle almal wat sy koms liefhet. Glo jy dit? Glo jy dit? Die oorwinningskraas wag vir jou en vir my. Here, ons staan voor U met 'n dankbaarheid in ons harte vir U genade, vir U liefde in U Seun Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet dat Hy die dood vir ons gedra het, sodat die dood nie meer dood is nie, maar dat ons saam met Dietrich Bonhoeffer kan sê, my dood sal vir my die begin wees van die ware lewe, in die volste sin van die woord, in die mees vreugdevolle sin van die woord, in die teenwoordigheid van my Here. Amen.